Goeiedag geliefdes, ek hoop dit gaan uitstekend met jou daar waar jy is en dit is so lekker dat jy saam met ons inskakel op hierdie platform. Nou hierdie week fokus ons op wat dit beteken om getrou te wees aan die Here. Hoe lyk die gelowige se lewe wat toegewy is aan die Here? Die wêreld om ons het nie noodwendig 'n drywer om getrou te lewe aan God nie. Trouwens, meeste mense wat hulle self vandag 'n Christen sou noem, staan nie daagliks op met 'n ingesteldheid rondom hulle getrouheid teenoor God nie. So vandag vra ons hierdie belangrike vraag. En daai vraag is: wat beteken dit om werklik getrou te wees? En dan hoe leef 'n Christen dit prakties uit? Nou in Habakuk 2 vers 4 sien ons 'n duidelike kontras wanneer die skrywer die volgende sê. Hy sê die hoogmoedige vertrou op hulle self, maar die regverdige, hy leef deur geloof. Jy sien, dit beteken dat ware getrouheid nie uit ons eie krag uitkom nie, maar uit 'n lewe van geloof in God. Maar prakties, hoe lyk dit vir die gelowige? Hoe lyk dit vir my en vir jou in ons daaglikse wandel, in ons eie geloofslewe? Jakobus 4 vers 6 tot 7 gee vir ons hierdie raamwerk. Ons lees die volgende, dit sê: God is egter besig om aan ons steeds meer genade te gee om aan hom getrou te wees. Daarom sê die skrif: God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Geliefde, hier leer ons 3 belangrike aspekte van getrouheid. En die eerste een is nederigheid. 'n Getroue mens besef dat ons niks uit ons eie uit kan doen nie, maar afhanklik is van God se ryk genade. Die tweede gedagte is gehoorsaamheid. Jy sien, ware getrouheid beteken dat ons nie net God se woord hoor nie, maar dat ons dit werklik uitleef. En die derde een wat daar vir my uitstaan in Jakobus 4, 6 tot 7 is: ons moet die vyand kan weerstaan, weerstand bied teen die duiwel. Wanneer ek en jy kies om getrou aan God te wees, gee hy ons die krag, die vermoë om versoekings van die vyand te kan weerstaan. So prakties, waarmee los ons dit, né? Waar los ons vir my en vir jou? Nee, vandag, prakties, né? Kies nederigheid. Erken daagliks dat jou afhanklikheid van God, jy dit nodig en jy het sy genade nodig. Dan ons moet luister na God. Lees en bestudeer die woord van God en gehoorsaam dit in jou daaglikse lewe. Nog 'n gedagte wat vir my uitstaan is: ek en jy moet vas staan teen die vyand. Ons moet nie toelaat dat twyfel en versoeking ons wegtrek van 'n getroue lewe nie. En dan ons moet glo en ons moet leef deur ons geloof. Onthou, ons getrouheid word nie bepaal deur ons eie krag nie, maar juis deur ons vertroue in God. So wat is ons belydenis vir vandag, né? Sê hierdie saam met my: ek het vooraf besluit, ek is getrou en ek leef deur geloof. Ek het vooraf besluit, ek is getrou en ek leef deur geloof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons vandag hierdie kragtige beginsel sien van 'n lewe wat getrou is 'n lewe wat in nederige afhanklikheid leef teenoor U. Vader, ons is daagliks onsself belyn met U woord, belyn met U wil, maar op 'n plek kom waar ons sal leer om nie te sê ek sal self nie, maar ek het U nodig. Dis hoe ons gaan leer om deur genade te wandel in absolute getrouheid. En daarom, Here, vra ons vandag net vir meer van daai genade, sodat ons meer getrou kan wees aan U. Ons loof U, ons eer U en ons sê amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy inskakel saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.